Vriende, ons gaan vanoggend aan met ons reeks oor die 10 gebooie. Ons is vanoggend by die 9de gebod. En ja, ons is amper klaar. Volgende week, nee, nie volgende week, die week daarna gaan ons dan klaar maak met ons reeks, wanneer ons 'n afsluit van jy mag nie begeer nie, maar ons was op 'n wonderlike reis en ek hoop julle het nou al so 'n bietjie meer begrip oor wat God se bedoeling vandag in die Nuwe Testamentiese tye van die 10 gebooie is, dat ons dit moet sien as 'n manier hoe ons kan leef om ons dankbaarheid te betoon, nie as 'n wet hoe om verlossing te verkry nie. Kom ons raak net stil en bid ons saam. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons vanoggend met ons stemme, maar meer is dit ook ons harte, U lof kon besing en U naam kon groot maak, omdat U goed is, omdat U waardig is. Ja, Here, saam met die engele kan ons maar net sê, U is groot. Vader, en vanoggend is ons by mekaar as 'n gemeente, en ons wil vir U dankie sê dat ons die gesondheid en die krag gehad het om vanoggend hierna toe te kom. En ons bid vir hulle wat weens siekte of swakheid nie hier kan wees nie. Ons bid vir hulle, Here, wat vanoggend ook vasgevang word in omstandighede, in krisisse, rampe, ellende, seer, pyn. Here, wat dit vir hulle moeilik maak om vir U te loof en te prys. En ek bid, Here, dat U ook daardeur sal breek en vir hulle wys dat daar nog steeds rede is om U naam groot te maak, om U naam hoog te lig. Daar altyd iets is om voor dankbaar te wees. Dankie vir U woord, wat ons vanoggend weer kan deurlees, kan oordink en daaruit kan leer. Maak ons ontvanklik, maak ons hart en ons ore oop om te hoor wat U ook vanoggend vir ons wil sê. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. Liewe vriende, ek weet nie of julle besef waar my paaie orals deurgeloop het voor ek tot hier gekom het nie. Ek het so 'n paar dinge in my lewe al aangevang en soms moet ek myself knyp om te dink ek staan vandag hier in Oudtshoorn Moedergemeente. Kyk, ek het na skool het ek mos nou ek het op skool al bietjie begin branderplank ry, maar ek was baie bevoorreg om hier 4 jaar na skool 1998, was 6 jaar na skool, aan die wêreld branderplank kampioenskappe deel te neem. En alhoewel ek nie gewen het nie, het ek aan tweede gekom en was daar 'n geleentheid wat ek aan hierdie promo video vir Billabong kon deelneem. Julle onthou dit dalk nog uit daai tyd, die advertensie. Maar na ek gesien het hoe 'n vriend van my se been afgebyt word deur 'n haai, het ek die branderplankryery gelos, want dit was nogal erg, ek kon dit nie verwerk nie, en ek het toe besluit ek gaan gewigstoot begin doen. En ook daarin het ek my opgewerk, en dit was in 2000 in Tokio, by die wêreldkampioenskappe, wat ek in my gewigsklasse eerste plek behaal het. Groot prestasie, baie trots op, ek sê nie om te brag vanmôre nie, maar net dat julle weet, ek was 'n bietjie rondom die blok, as hulle sê. Ag, in daai tyd by die Tokio wêreldkampioenskappe ontmoet ek toe iemand wat 'n groot ondersteuner is van gewigstoot, 'n groot fan, en hy kom na die tyd om my te ontmoet, en dis toe niemand anders as die baie bekende akteur Tom Cruise nie. En ek en hy het redelike goeie vriende geraak, en so oor die jare kontak gehou, en toe sy verhouding met Nicole Kidman in 2001 tot einde gekom het, het hy my genooi om by hom te kom kuier daar. En ons het saam met hom gebly vir 'n paar jaar daar in Hollywood, 'n paar mense leer ken, lank gekuier, en onder andere ook in daai tyd, omdat ek nou nie net niks wou doen nie, julle weet ek is lief vir musiek, het ek bietjie begin my gitaar opvat en begin speel, en Tom kon met sy kontakte vir my bietjie plek kry daar by Nashville by 'n musiekproducer, en so het ek begin professioneel musiek maak, en ek dink my grootste oomblik in daai deel van my lewe was toe ek vir Bryan Adams geopen het by een van sy konserte in Dallas. Dit was ook in daardie tyd wat
een van my ander vriende wat ek daar ontmoet het, of vriendinne moet ek eerder sê, ook deur 'n slegte tyd met haar verhoudings gegaan het, en so kort voor die Oscars het sy nie 'n date gehad nie. En toe het Angelina Jolie vir my gevra om saam met haar die Oscars by te woon in 2005. Julle lag, daar is die foto. Almal kan dit sien. Na dit het ek terugverlang huis toe en ek het bietjie Suid-Afrika toe gekom en ek het besluit die Here het 'n ander plan en dis hoe toe ek teologie begin bestudeer het. Maar reeds op studente daar was ek so 'n briljante predikant dat mense het my raak gesien en oor my gepraat en ek was so goed. Ek het een oggend tydens een van my eie preke tot bekering gekom. Maar so het ook ons voormalige staatspresident Nelson Mandela van my gehoor en so het gebeur dat in die laaste 2 jaar van sy lewe ek sy geestelike beraader was. Maar dit het vir 'n paar jaar aangegaan en toe het ek 'n nuwe sport ontdek. Julle dalk daarvan gehoor, dis in Suid-Afrika nog nie so groot en gewild nie, maar al hier noord in Afrika, veral in Nigerië is dit groot en dis renosterresies. En daar, liewe vriende, het ek naam gemaak. Ek kan nie weer my gesig op Nigerië wys as die mense daar my sien, dan kom mense aangehardloop en almal wil net handtekeninge hê. Ek was groot kampioen. Julle is almal lekker om nonsens te praat, nee? En dis gevaarlik. Veral in vandag se tye, nee, met die internet wat daar is en met die kunsmatige intelligensie of AI waarvan jy gehoor het, is dit so maklik om 'n fotootjie te maak. Ek kan 'n foto van al die goeders vir julle wys en dit lyk so regtig dat ou kan nie eers dink dat dit nie waar is nie. As gelowiges, as kinders van die Here, plaas ons 'n hoë premie op eerlikheid. Dis immers een van die 10 gebooie en die gebod waarmee ons vanoggend gaan stil staan, naamlik die 8ste gebod wat sê jy mag nie vals getuienis teen 'n ander lewer nie. Wat mens op 2 maniere kan interpreteer. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander lewer nie. Jy mag nie teenoor 'n ander persoon 'n leuen vertel nie, maar ook jy mag nie 'n leuen van iemand anders vertel nie. Maar vriende, julle weet nou al, dit gaan meer as net oor dit wat daar staan. Daar is 'n beginsel wat agter hierdie gebod lê. En dit gaan op die ouend alles oor eerlikheid. Hoe eerlik leef ons in die lewe? Ons wil ons graag almal self sien as eerlike mense en hopelik is ons dit, maar vrek weet, die duiwel is listig. En baie keer dan vang hy ons iewers in struik waar as ons weer sien, dan het ons dalk so 'n ou leentjie vertel wat nie pas by 'n kind van die Here nie. Dit is net nie maklik om altyd eerlik te wees nie, maar moenie my woord daarvoor vat nie. Ons gaan na die Bybel toe en dan gaan kyk ons vanoggend na seker die bekendste familie in die Ou Testament, die familie van Abraham, sy seun Isak en Isak se seun Jakob en Jakob se seuns en ons kyk 'n bietjie hoe het hulle gevaar in hulle leeftyd. Ons eerste gedeelte wat ons gaan lees kom uit Genesis 20 en ek lees daar vanaf vers 1. Daar staan Abraham het van Mamre af weggetrek na die suidland toe en hom tussen Kades en Sur gaan vestig. Toe hy op 'n keer in Gerar gewoon het, het hy voorgegee, sy vrou Sara is sy suster. Koning Abimelek van Gerar het haar toe laat haal om met haar te trou. Een nag het God in 'n droom aan Abimelek verskyn en vir hom gesê: "Jy gaan sterf omdat jy met hierdie vrou wil troud. Sy is getroud." En dan in die volgende paar verse praat God nog met Abimelek en sê vir hom wat gaan alles gebeur as hy nou verder gaan met hierdie storie en hy waarsku hom om weg te bly van Abraham se vrou. En dan lees ons in vers 8 verder: Die môre vroeg het Abimelek sy amptenare geroep en alles vir hulle openlik vertel en hulle het baie bang geword. Hy het vir Abraham geroep en vir hom gesê: "Wat het jy aan ons gedoen? Wat het ek aan jou gedoen wat verkeerd is dat jy hierdie groot ellende oor my en my koninkryk gebring het? Wat jy gedoen het, wat jy my aangedoen het, is onbehoorlik." Verder het Abimelek vir hom gesê: "Wat het jou besiel om so iets aan te vang?" Toe sê Abraham:
Ek het gedink, hier is niemand wat vir God dien nie, en die mense sal my doodmaak oor my vrou. Abraham het gedink. En julle weet wat dog gedoen het. Ek het gedog. Ek wou maar net. En dan, net so 2 hoofstukke verder, in Genesis 26, lees ons van Abraham se seun Isak, en wat hy gedoen het. Na die eerste hongersnood, Genesis 26 vers 1, na die eerste hongersnood vroeër in Abraham se tyd, was daar weer 'n hongersnood in die land. Isak het na Gerar toe getrek, na koning Abimelek van die Filistyne toe. En dan lees ons in die volgende paar verse, dat God aan hom verskyn het, en weer sy verbond met hom bevestig het, en dan vanaf vers 6, Isak het toe in Gerar gebly. Die mense daar het oor sy vrou begin uitvra, en hy het gesê, dit is my suster. Hy was bang om te sê, dis sy vrou, want dan sou hulle hom dalk doodmaak. Oor Rebekka, wat 'n baie mooi vrou was. Toe hy 'n lang ruk daar gebly het, het koning Abimelek van die Filistyne op 'n keer deur die venster gesien, hoe Isak sy vrou Rebekka liefkoos. Dis dan 'n mooi Afrikaanse woord daai, liefkoos. Julle jong mense, daar's 'n woord, liefkoos. Dit beteken om jou meisie of jou ouetjie se hand te vat en vir hulle soentjie te gee. OK. Vandag sê hulle ons vry. Hulle het geliefkoos. In elk geval, vers 9. Abimelek het hom laat kom, dis nou vir Isak, en vir hom gesê, maar sy is dan jou vrou. Hoekom het jy dan gesê sy is jou suster? Isak het geantwoord, ek het gedink, ek kan dalk doodgemaak word oor haar. Isak het ook gedink. Like father, like son. Hulle twee tree presies dieselfde op. En dan in die volgende hoofstuk, Genesis 27, kom ons by Isak se 2 seuns, 'n tweeling, Jakob en Esau. En dan lees ons daar in vers 14, hy, Jakob, het die bokkies gaan vang en vir sy ma gebring, en sy het hulle lekker voorberei soos sy pa daarvan hou. Toe vat Rebekka haar oudste seun Esau se beste klere wat sy by haar in die huis gehad het, en trek dit vir haar jongste seun Jakob aan. Sy het die bokvelletjies om sy hande en om sy kaal nek vasgemaak, en die lekkerny en die kos wat sy voorberei vir Jakob gegee. Hy het toe na sy pa toe ingegaan en gesê, pa, toe sê hy, ja, watter seun is jy? Isak was teen daardie tyd blind. Jakob het sy pa geantwoord, ek is Esau, pa se oudste seun. Ek het gedoen wat pa gesê het, kom sit nou regop en eet van my wildsvleis, sodat pa my kan seën. Maar Isak het vir hom gevra, hoe het jy dan nou die wild so gou gekry, my seun? En Jakob het geantwoord, die Here u God het my dit laat raakloop. Jene my hierdie Jakob kan lieg. Net so. So, uiteindelik het Jakob 'n klomp seuns, onder andere een wat sy naam Josef was, en Josef, lees ons die storie volgende in Genesis 37, daar vers 31. Maar sy broers, Josef se broers, het 'n boklam geslag en die klere van Josef gevat en in die bloed gedoop. Toe stuur hulle Josef se klere met 'n boodskap vir hulle pa. Ons het dit opgetel, kyk of dit dalk u seun se klere is. Israel, dis Jakob se ander naam, het dit erken en gesê, dit is my seun se klere, 'n roofdier het hom opgevreet, Josef is opgevreet. Jakob het sy klere geskeur en rouklere aangetrek, en hy het lank oor sy seun getreur. Al sy kinders het vir Jakob probeer troos, maar hy wou hom nie laat troos nie. Hy het gesê, ek sal bly treur oor my seun, tot ek by hom nie dood is. So het Josef se pa bly treur oor hom. Vriende, almal is maar iewers in hulle lewe oneerlik. Nie eers die beste, die vader van die gelowiges, Abraham, Isak, Jakob se seuns, kon 100% eerlik wees nie. Maar ons wil tog bekend staan as eerlike mense. Ons wil graag onsself sien as goeie mense. En weet julle, dit is dalk waar ons eerste leen begin. By hierdie idee dat ons goeie mense is. Want die Bybel sê vir ons iets anders. Die Bybel kom vertel vir ons van mense wat uit sonde gebore en ontvang is.
Mense wat op hulle eie nooit goed genoeg sal wees om God se koninkryk gaan nie. Mense wat voortdurend maar worstel met sonde. En daarom is die strewe, moet dit altyd wees, om beter te wees, maar om 'n dag te sê, ek is 'n goeie mens, en julle, ek wil dit van myself ook glo, moet 'n ou soms gekonfronteer ook word met jou eie swakhede en gebreke. So, hoekom lieg mense? Hoekom vertel ons leuns? Wel, in die eerste plek, om jouself te beskerm, om jou reputasie te beskerm, omdat jy wil hê mense moet goed dink van jou. Klink hierdie een vir julle bekend? Man, ek het al dit oorbetaal, die bank is net so bietjie stadig. Dit sal dalk môre of oormôre wys, maar dan het jy nog glad nie daai oorbetaling gedoen nie. Of, nee, ek het nie jou boodskap gekry nie, maar weet jy, my selfoondata is op. Of, ja, ons vertel maar hierdie lentjies, sodat dat ander mense nie moet sleg dink van hulle self nie. Ek wonder hoeveel keer op skool het die kinders vir die juffrou vertel van die hond wat hulle huiswerk opgeëet is, of dat hulle gisteraand eers laat na sport gekom het, hulle kon nie hulle huiswerk klaar maak nie, of een of ander rede of verskoning. So ja, Abraham en Isak het dit ook gedoen om hulle self te beskerm. Hulle was bang die koning gaan hulle doodmaak, sodat hy hulle vrou kan kry. En dis hoe hulle leuns geregverdig het. Ons sal ook soms ons leuns regverdig deur te sê, maar ons het nou nie heeltemal die waarheid gepraat nie, maar dit was om iemand anders se gevoelens te beskerm. Ons wou nie nou daai persoon seermaak nie, en daarom het ons nou maar hierdie leuntjie vertel. Maar ook daai is eintlik ook 'n selfsugtige leuen, want hoekom wil jy nie die persoon se gevoelens seermaak nie? Want as jy nou die persoon se gevoelens seermaak, dan is jy nou die vark in die verhaal. Dan gaan jy nou sleg voel. En jy wil tog nou nie sleg voel en voel soos die vark nie, so daarom vertel jy maar eerder die leuen, omdat jy nie sy gevoelens wil seermaak nie, maar omdat jy eintlik nie sleg wil voel nie. Liewe vriende, ander kere lieg 'n ou, want jy wil jouself laat goed lyk. Jy wil 'n bietjie brag, jy wil spog oor jou renosterresies en jou date met Angelina Jolie en jou vriendskap met Tom Cruise en goeters, want jy wil hê ander mense moet sê, wow, check daai ou, hy's maar cool, hoor. Ons almal worstel maar met ons eie onsekerhede, ons eie minderwaardigheid soms, en dan vertel ons leuns om onsself beter te laat lyk. Ons doen dit soms wanneer ons 'n storie vertel oor onsself, wanneer ons soms ons CV moet opstel, wanneer ons gaan vir 'n werksonderhoud, dat jy weet, jy plak dit net so bietjie dik aan, maak dit dat jy 'n bietjie beter lyk. Jakob het gelieg vir sy pa en ons hom heeltemal voorgestel as iemand anders. Ander kere lieg ons nie om onsself te laat goed lyk nie, maar om ander te laat sleg lyk. As iemand jou te nagekom het, of iemand het jou seer gemaak, of jy's kwaad vir iemand, dan is dit mos nou 'n maklike manier om so 'n persoon terug te kry. As jy vertel iets van hom of haar, wat daai persoon in 'n negatiewe lig stel. Iets wat ander mense hulle kop gaan skud en sê, ai nee, hulle kan dit amper nie glo nie. En dan moet ons vra, maar soms, hierdie leuns wat ons vertel, is dit nie soms regverdigbaar nie? Is dit nie tog so dat daar soms skere is wat ons 'n leuen maar moet vertel, so 'n wit lentjie ter wille van 'n groter saak nie? En dan is die antwoord nie so eenvoudig nie. Ja, daar is gevalle waar 'n ou 'n leuen kan vertel ter wille van 'n groter saak. 'n Goeie voorbeeld in die Bybel was die verhaal van Moses, waar die Hebreër se voetvroue gejok het oor wat hulle met die babatjie gedoen het, om Moses se lewe te spaar. En ons lees self later dat God het hulle geseën daarvoor, maar God het hulle nie geseën, let wel,
God het hulle nie geseën omdat hulle gelieg het nie. God het hulle geseën omdat hulle 'n groter gebod nagekom het, namens naaste liefde. Hy het hulle geseën omdat hulle hierdie kind se lewe gespaar het en eintlik hulle eie lewens op die spel geplaas het. Hulle het hulle self geoffer. As iemand sou uitvind hulle het gelieg, dan is hulle doodgemaak, maar hulle was bereid om dit te doen om hierdie kind se lewe te spaar. Maar vriende, 'n leuen is altyd sonde. Maar julle weet, ek het al baie keer gesê, in die lewe moet ons soms 'n keuse maak tussen nie iets wat reg is en iets wat verkeerd is nie, maar dat jy soms sit met iets wat verkeerd is en iets wat meer verkeerd is. En dan moet 'n ouma kies vir die ding wat die minste verkeerd is, wat dalk in hierdie geval 'n leuen sal wees. Maar dit maak nie dat dit nie 'n sonde is nie. As jy ooit in so 'n geval kom, dan doen jy dit nie met verskonings en rasionalisering nie, jy doen dit met vergifnis. En die Here sal verstaan. Maar so ver as wat dit moontlik is, hou by die waarheid. Hou by die waarheid. Self as jou vrou na jou toe kom met 'n rok wat aan haar sit soos 'n sirkustent en sy vra vir jou, laat hierdie rok my vet lyk. Dan wat moet jy antwoord? Liewe mans, het ek gehoor? Ja, julle is heeltemal reg. Jy antwoord nie. Jy bly maar eerder stil, nê? Nee. Die ding is, jy begin met 'n lientjie en dan ja. Nee, die wysheid as jou vrou jou ooit daai vraag vra, is jy vra 'n teenvraag. Jy vra vir, lyk ek stupid? OK. Dis jou beste antwoord wat jy kan gee op daai een. Nou sit jy dalk vanoggend en sê, maar dominee, lieg is so 'n harde woord. Jy weet, dit is mos nou maar net so af en toe wat ons nou die waarheid, jy weet, 'n bietjie verdraai en goeters. Julle, 'n leuen is 'n leuen, is 'n leuen. En wanneer ons eers begin dit lig afmaak en probeer redes en verskonings maak, dan probeer ons eie oneerlikheid eintlik verduisel. Dan is ons eintlik skynheilig. Want ons sê nee, jy weet, ek het nie gelieg nie, ek het net so bietjie oordryf. Kyk, oordryf is mos nou nie 'n leuen nie, dis net jy verdraai so bietjie van die waarheid, jy las so bietjie by. Nou vriende, kan ek gou net vinnig iets sê, soms mag 'n ou oordryf. In sommige situasies word dit self verwag dat jy moet oordryf, maar dan is dit nie om opsetlik mense te mislei nie. Dit is wanneer jy besig is om 'n storie of 'n grap te vertel, en almal wat daar teenwoordig is, weet, hierdie ou is nou besig om 'n grap te vertel. As iemand vir jou vertel van hoe groot die vis was wat hy gevang is, of van die bok wat hy geskiet het, 'n jag of storie, dan weet jy mos, hy gaan 'n bietjie aanlas, en almal weet dit, so dan is dit nie oneerlik nie, dis deel van 'n grap. Ek onthou toe my pa na my toe gekom het, en vir my eendag vertel het, die grootste vis wat hy al ooit gevang het, was so groot. En my pa gekyk vir hom gesê, pa, daai is nie so groot nie. Hy sê nee, dit was die afstand tussen sy oë. Ons het 'n sê ding in ons familie, mens moet nie 'n goeie storie bederf met feite nie. Wat beteken, vir die humor is dit soms lekker om 'n storie aan te dik, maar dan moet almal weet, jy is besig om dit aan te dik. Wanneer jy mense opsetlik mislei, en hulle in hierdie misleiding los, dan het jy gelieg, dan het jy gesondig. En dan is daar skinder. Om stories aan te dra, weet julle, en dan sal ons soms regverdig deur te sê, maar dit is die waarheid, maar dis nie waar dit gaan nie. Ons maak nie altyd seker of die waarheid is nie, ons hoor net hierdie storie, en dan is dit so 'n lekker storie om oor te vertel, dan gaan praat ons maar aan. En as dit nou agterna uitkom, dit was nie waar nie, dan sê ons, oeps. En veral in vandag se tyd met sosiale media, liewe vriende, ek wil julle smeek, ek wil julle pleit, moet niks aanstuur nie.
Moet niks aanstuur nie. Al is dit jou beste vriend wat in sy eie woorde en sy eie stem vir jou 'n voice message stuur en sê dit en dit gebeur. Moet dit nie glo tot jy hom sien en met homself praat nie, want deesdae met die tegnologie wat daar is, kan mens enigiets opmaak. So moet niks aanstuur op Facebook, op Instagram of op WhatsApp nie. Nou dag iemand weer 'n videoetjie vir my aangestuur van 'n was 'n luiperd wat 'n kind op 'n stoep vat en wegdra. En as ou mooi kyk, ek sien nie wat, dis 'n fake video. Maar daai ding is 'n paar miljoen kere aangestuur deur mense. Oh, check die arme kind, die arme familie. Moet niks glo nie. Hou op om goed aan te stuur, want niemand anders gaan in elk geval jou stories glo nie. Dis ongelukkig, die hartseer van die wêreld waarin ons vandag leef. Maar bly weg van 'n kinderstorie, om iets wat jy nie die waarheid weet, dit aan te kondig nie. En dan is daar een van die groot maniere van lieg, wat ek regtig waar haat, met 'n passie. En dit is insinuasie. Ek weet nie of almal weet wat die woordjie insinuasie beteken nie. Dit is wanneer ek lieg nie, ek gee nie enige feite nie, ek vertel net 'n deeltjie, en dan laat ek mense hulle eie afleidings maak, verkeerde afleidings. Het julle al gesien, hoeveel aande staan die dominee se kar voor daai nuwe jong juffrou se huis? Ek het mos nou nie gelieg nie. Ek het niks gesê wat verkeerd is nie. Vandat die nuwe skriba in die kerkkantoor werk, sukkel ons met geldelike probleme. Willem, sien ek het hierdie afgelope 2 maande nog nie 1 keer aan 'n doppie gevat nie. As iemand nou vir jou dit sê, wat is jou afleiding? Willem is 'n alkoholist, Willem drink. Maar Willem het dalk nog nooit in sy lewe gedrink nie, so die persoon wat dit vir jou kom sê, het nie gelieg nie. Willem het nie in die afgelope 2 weke aan 'n doppie geraak nie. Dit is insinuasie, wanneer jy 'n stukkie waarheid sê, sodat mense verkeerde afleidings maak. En dit is die mees bedrieglikste mense wat sulke goed doen, want hulle kan hulle maklik hulle arms laat agterna in die lug gooi en sê, maar ek het nie gelieg nie, ek het nooit iets gesê wat nie waar is nie. Insinuasie. Bly weg van sulke mense, bly weg daarvan om mense onder valse indrukke te stel en jouself te verdedig, te sê, maar ek het niks gelieg nie, ek het maar net die waarheid gesê. Insinuasie, dis oneerlik. Vriende, hoekom is die Bybel so erg teen lieg? Hoekom is dit een van die 10 gebooie? Hoekom op verskeie plekke spreek God mense wat oneerlik is en leuns sterk aan? Want jy's 'n Christen, jy's 'n kind van God, jy's veronderstel om beter te wees. Jesus sê in Johannes 6, die duiwel is die vader van die leuen. Elke keer as ons iets sê wat nie waar is, 100% waar nie, is ons besig om die duiwel se werk vir hom te doen. Maar dit gaan nie net oor jouself nie. As jy sê jy's 'n Christen, hoor jy dat jy dra Christus se naam in jou identiteit. Jy is deel van 'n kerk, van 'n gemeenskap van gelowiges, deel van hierdie familie. Wanneer jy lieg, dan is dit nie net tot jou nadeel nie, maar van jou gemeenskap, jou kerk, jou familie. Dalk kom jy 1 of 2 keer daarmee weg, maar iewers word jy uitgevang. En dan vertrou mense jou nie meer nie. Weet julle hoe lank vat dit dat mense jou weer vertrou as hulle jou uitgevang het in 'n leuen? En jy is iemand wat moet getuig van Jesus, wat vir ander moet vertel dat die Here Jesus hulle liefhet en wat hy vir hulle kan beteken in jou lewe. Nou het jy geen geloofwaardigheid meer as 'n getuie van God nie, omdat jy gelieg het, omdat jy leuns vertel het, omdat jy kinderstories versprei, omdat mense jou nie meer kan vertrou nie. Daarom wil die Here nie hê ons as kinders van die Here moet ooit oneerlik wees nie.
En dan dikwels die een leuen lei tot 'n volgende leuen, want nou moet jy nog lieg om daai ander leuen te cover en later kan jy self nie meer onthou waar dit is nie. En leuns het vernietigende gevolge. Leuns is die oorsaak dat baie huwelike opbreek. Omdat mans en vrouens vir mekaar begin stories vertel wat nie waar is nie, omdat hulle later nie mekaar kan vertrou nie. Dis dat vriende mekaar nie meer kan vertrou nie. Dat ouers en kinders mekaar nie meer vertrou nie. Maar dan, die ergste daarvan is dat ons dan nog vir onsself en vir die Here ook lieg, baie keer om hierdie leuns te regverdig, want ons wil nie slegte mense is nie, ons is immers mooi Christelike mense. En dis dan wanneer ons begin met die stories om ons eie leuns te regverdig. As jy sê jy's 'n Christen, dan beteken dit jy moet streef na eerlikheid. Ten alle tye, in alle omstandighede, al is dit ook hoe moeilik. Daar is 'n ander soort oneerlikheid, 'n leuen, en dit noem hulle skynheiligheid. Mense wat sê hulle is Christene, maar die Sondag as hulle by die deur by die kerk uitstap en hulle kom maar voor die pad by die huis, dan is hulle weer 'n ander mens. Die manier hoe hulle by die skool en by die werk en tussen hulle vriende optree, spreek nie van iemand wat die Here liefhet en met hulle lewe die Here dien nie. Skynheiligheid. Vriende, ek sluit af. Ons almal is skuldig aan die oortreding van hierdie gebod. Op een of ander manier. En dis iets waarmee ons worstel, omdat ons in ons eie maar swak mense is. Maar kom ons bid en ons vra die Here om ons te help om eerlik te wees. Dat dit wat by ons mond uitkom, dat ons sal seker wees dat dit is die waarheid. Dat ons nie mense sal probeer mislei nie. Dat ons seker sal maak van ons eie feite. Dat ons sal fokus op die een groot waarheid waarvan ons seker is, en dit is die liefde van Jesus Christus. As jy nie weet wat om met mense te gesels of waaroor om hulle te praat nie, en jy wil dan begin skinder, begin eerder met hulle praat oor die Here Jesus. Verkondig daai waarheid, want dit is iets wat ons kan glo heelhartig. Amen.